Sy vriende, goeiemôre. Van my kant af baie welkom hier by Palliser Gemeente. Dit is vir ons 'n groot voorreg om u vanmôre by ons te kan ontvang. So van die Vrystaatse kerk af, van Palliser Gemeente en van Geopende Deure is vir ons 'n groot voorreg dat julle saam met ons kuier vanmôre. So dankie vir julle hier wees en vir al ons sprekers, dankie dat julle hier is vanoggend. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met julle ook te mag wees. Ek sien hier's 'n klomp plattelandse mense. Dis lekker dat julle hier is. Daar van Hoopstad, Jacobsdal, oralste het ek gesien inskrywings gekom. So dankie dat julle gery het vanoggend om saam met ons te kom kuier. Ons sien uit na die program. Vriende, as jy daar by daai deur uitgaan, sal jy sien daar aan jou linkerkant is die toilette. So as jy moet toilet toe gaan, daar wees net versigtig met trappe af, dan maar die toilette. Kyk net mooi, daar's die vrouens is aan die eerste een en dan die mans is agter. Okay, so dat julle maar net weet teen die kombuis is die toilette, so neem maar net daarvan kennis. En dan 'n spreker gaan praat hierso en dan gaan ons questions and answers of vrae en goed hanteer. En dan breek ons op, julle sal sien op die program, breek ons op in groepe. So hier's 3 lokale waar jy kan heen gaan. So jy gaan vandag tyd kry om by al 3 uit te kom. So jy kies, ek wil eerstens na daai een toe gaan, dan kom ons weer terug en dan tweede sessie ek gaan na daai een toe, derde sessie ek gaan daai een toe. So is eintlik baie eenvoudig. Die eerste een as jy by die deur uitgaan, is die moslems bediening, aan Islam bediening, Enrico Casalegio, waar is Enrico, daar sit daar agter. Hy is hier so in die kapel, so jy gaan net by die deur uit links, hy sit net hier so kom jy by mekaar. Agter jou daar is so wit muur, net as jy by daai deur uitgaan, dadelik regs voor jy by die trappe afgaan, daar's 'n lokaal daar, Living Ball is daar binnekant, so as jy na hulle toe wil gaan, en as jy net afstap soos die toilette toe gaan, jy kyk regs voor jy uitgaan by die deur, daar's ook 'n trappe onder in die kerk in, daar's ook 'n saal daarso, daar onderin is waar CEF is. Hulle is daar onder, daar gaan Ashby vir ons dan ook 'n sessie aanbied. So as ons opbreek, kan jy een van die 3 lokale gebruik. Hierso links voor is 'n snoepie. Jy is meer as welkom om 'n koeldrankie of 'n chippie of 'n ding daar te kry. Jy het al baie hulle vouchers gebruik, die wat dit nog nie gebruik het nie, die koffie is net aan die buitekant. So die eerste een is op ons, die res kan jy daarso koop. Jy is meer as welkom om daar vir jou koffie te gaan kry. En dan binne in die saal, daar waar jy inkom by die deur, is waar die uitstallers is. Hulle is daarso en gaan ons gee genoeg tyd wat julle tydens pouse hulle kan gaan besoek. Wanneer dit etebreek is, onder die afdak agter, is waar ons dan saam gaan eet. Ons sal daar vir julle die kos gee en dan kan julle saam met ons ietsie daarso nuttig. So baie dankie. Ek wil graag net een teksvers saam met jou lees vanmôre. Die baie bekende Handelinge 1 vers 8 wat ek dink ons almal ken. So kom ons ook vanmôre hier is. Staan daar die volgende woorde: maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria tot aan die einde van die aarde. Jesus wat ons hierdie opdrag gee en ons het die verantwoordelikheid om hierdie opdrag te gaan uitvoer. En die woordjie daar, die krag, die Griekse woord dunamis wat sê, dis dieselfde krag wat Christus uit die dood uit opgewek het, is die krag wat in julle is. En ek glo dat as ons vandag hier wegstap, die Here vir jou tools in jou hand gaan gee, oor hoe jy daar waar die Here jou geplant het, hoe jy dit kan gebruik om sy koninkrykswerk daar te doen. En daar gaan regtig eenvoudige praktiese maniere gegee word om jou te help om die evangelie op 'n unieke manier in jou konteks te kan gaan verkondig. So dankie dat jy vandag deel is van hierdie program. So kom ons gaan vir 'n oomblik net stil word en dan bid ons saam. Here, wat 'n voorreg om vanoggend net vir 'n oomblik in die heilige teenwoordigheid te kan wees. Dankie dat ons vanmôre by die voete kan kom sit en dat ons opgewonde is om vanmôre te luister na dit wat U ook deur ons sprekers met ons gaan praat. Dankie vir hulle wat ver gekom het, ver gereis het. Ons gaan net nou almal bekendstel, maar ook hulle wat vanmôre op die pad was. Dankie dat U hulle veilig hier aangebring het. Dankie vir 'n mooi nuwe dag, 'n dag vol belofte wat ook vanmôre aangebreek het. En Here, dankie ons kan uitsien na hierdie dag waar ons ook inligting gaan kry, opgewonde is om te leer. Maar Here, ons opdrag is om die evangelie te gaan verkondig, om vir mense van U te gaan vertel,
om die wêreld dat die wêreld kan leer wie is en wat hy doen. En is opgewonde saam met almal wat vanmôre saam met ons hier is, dat u hulle gaan gebruik om weer disippels te gaan maak daar waar hulle vandaan kom. En Here, ons bid in die besonder vir ons sprekers vanmôre, dat u Gees in elkeen van hulle sal werk en dit wat hulle ook tot ons lewe toevoeg, dit vir ons 'n blessing sal wees. Dankie Here vir die voorreg om vanmôre ook hier te kan wees. Amen. Vriende, ek gee graag vir Nico Mostert oor. Hy is die Vrystaatse Kerk se, ons het altyd vroeër jare gepraat van die sending oom, die sendingsekretaris, maar hy deesdae sulke interessante name, kan nie als onthou nie, maar hy's net 'n gewone ou, hy het 'n paar grade agter sy naam, maar so Nico, dis vir ons lekker dat jy is, en dankie vir alles wat julle van die kantoor af gedoen het om hierdie dag moontlik te maak, dankie daarvoor. Sterkte. Dankie Rikus, môre almal. Welkom, is ons tweede konferensie. Ons het vir hierdie jaar die eerste ene gehou en saam met mekaar lekker gekuier en ons het vir hierdie jaar gekyk, as julle kan onthou die wat vir hierdie jaar hier was ons gesprek gewees rondom die venster op God se wêreld. En vir jaar kyk ons so 'n bietjie en sê die eindes van die wêreld op my voorstoep. So dis ons tema vir jaar. So hoekom het God, of wat is God mee besig in die wêreld? En hoekom bring hy 'n klomp mense eintlik na ons eie voorstoep toe? En Mike gaan ons daarmee help vanoggend. Hy is ons openings keynote speaker vanoggend. Hy gaan vir ons bietjie iets lig werp uit sy wêreld uit. Dan gaan ons die tweede deel, nadat julle weggebreek het in julle groepe, en weer, julle hoef nie 'n keuse te maak nie. Ons wil graag vra dat julle al 3 die groepe gaan bywoon, die wegbreek sessies. So you don't have to make a choice. Jy kan gaan, jy kan besluit, ek gaan nou al keuse wat jy moet maak is, wat jy doen jy eerste, tweede of derde. Dis jou keuse vir die dag. So, gaan woon by die gesprek oor Islam, kinderevangelisasie, CEF, Child Evangelism Fellowship, wat hier so is, en dan ook Living Ball, alles praktiese gereedskapstukke, hoe om die evangelie te bring aan mense binne ons gemeenskappe wat naby ons is. Dan gaan ons, tweede deel van vanoggend se program, gaan Della Harp Leroux vir ons vat en sê, hoe lyk sending in my werksplek in? Nou, een van die redes hoekom ons hierdie gekies het, en ek gaan so 'n bietjie later daaroor stil staan, ek was vir die jaar by die Lausanne Kongres gewees, en ek gaan in die laaste sessie sal ek so 'n bietjie stil staan by Lausanne, en ek gaan 'n paar lyne trek voor ons in die paneelbespreking ingaan. En julle sal sien daar die tema wat vir die jaar by Lausanne was Declaring and Displaying Christ Together. Ek het dit nou net gemaak 'n African Reflection, as ek dit aanbied. Maar die hele ding oor declaring, so die preek, maar ook die displaying. En Mike gaan hopelik vanoggend vir ons bietjie daarmee ook help. Hoe leef ons hierdie goed wat gebeur op 'n baie praktiese vlak uit? So daarom moet ons hierdie gereedskapstukke, hierdie tools hier vanoggend organisasies wat dit help, vir ons daarmee gaan help. Maar dan is daar 'n derde komponent, en dit gaan die laaste wees, ons gaan afsluit met ek gaan so 'n bietjie gesels daaroor en die einde oor Lausanne, ek gaan so 'n paar lyne vir ons trek. Maar die belangrike deel is binne in die saal, as jy uitstap op buitekant, as jy nou 'n nice koffietjie gekry het en jy stap na die saal toe, het ons 'n klomp uitstallers hierso wat juis vir ons help vanoggend om te sê, maar waarmee is elkeen van hulle besig? Feba Radio is hierso, ons het vir CLF hierso, daar's Japan mense, daar's ek het nou almal vergeet wat daar binne is, skus, jammer. Maar gaan maak asseblief 'n draai. Die idee is dis mense wat op verskillende terreine besig is om die evangelie uit te dra op verskillende wyse. Mike het 'n klompie van sy boeke daarso, dis daarso, julle gaan vir Mike daar kry, julle kan self met hom gesels. Gebruik daai tyd om vanuit jou perspektief of jou gemeente perspektief te kyk na gereedskapstukke wat ons kan gebruik, wat julle kan gebruik op 'n praktiese vlak in julle gemeentes of plekke waar julle betrokke is, maak nie saak waar nie, om juist om hierdie boodskap uit te dra. Dit gaan oor die eindes van die wêreld. Dis die gedeelte wat ons, die eindes van die wêreld, en dit is waarmee Rikus vanoggend begin het, om te sê, wat gebeur as die eindes van die wêreld ewe skielik, nie meer eintlik in Japan is nie, ons is in Japan ook besig, en ons is in verskillende wêrelddele besig, en as 'n klomp goed, maar Mike gaan ons help, klomp goed wat gebeur. Maar hier is die eindes van die wêreld eintlik op 'n ongelooflike unieke manier op ons eie voorstoep.
Daar's Pakistanis in ons gemeenskappe in. Daar's ewe skielik ouens van Ethiopië wat in ons klein dorpies bly in Bultfontein en in Arlington. Daar's Chinese mense wat besighede oopmaak in Ladybrand. En ewe skielik is ons nie meer hierdie homogene gemeenskappe nie. Ek gaan so 'n bietjie daarbey aansluit. En hoe werk ons en wat is die taak wat die Here vir ons het binne in hierdie nuwe wêreld wat ontstaan? Daar's 'n globale wêreld, maar daai globale wêreld is nie meer so in lyne afgegrens nie. Dis nie meer 'n situasie van ons bly hier en julle bly daar en ons gaan na julle toe nie. Een van die goed wat by Lausanne uitgekom het en ek sal net nou daaroor gesels, is julle toe wat hulle noem polycentric missions. And polycentric missions it's missions from everywhere to everywhere. From everyone to everyone. So, from everywhere to everywhere, from everyone to everyone. Dit is nie meer in hierdie globale wêreld, ons gaan na julle toe nie, maar julle kom ook na ons toe. 'n Groot gesprek vandag op die Afrika-kontinent is wat bekend staan as die African Diaspora. Dis Afrika mense wat uitbeweeg uit die wêreld uit, wat oor die wêreld heen gaan werk. En die vraag is hoe bring ons die evangelie in plekke soos Europa, soos die Ooste, die Suid-Amerikas. As ek 'n werk kry daar, so workplace missions begin 'n groot rol speel. Julle harp gaan ons 'n bietjie daarmee help. Vriende, mag die dag vir ons klomp goed oopbreek, mag God vir ons 'n klomp goed oopbreek hierdie dag. In 'n nuwe verstaan. Die idee ook is, hoekom ons die tweede keer hierdie konferensie aanbied en ons gaan hom volgende jaar weer doen, is juis om te sê, hoe kry ons gemeentes en mense binne gemeenskappe, everyone, involved in missions to everyone. Dis die punt van die dag wat ons wil hê. So, from everywhere to everywhere, but from everyone to everyone. Polycentric missions. Vriende, dit is my lekker om Mike in die woord te stel. Mike Bernard, baie van julle ken hom, hy het 'n lang pad in die vervolgde kerk, werk al jare sy hele lewe lank gewy en werk in die vervolgde kerk in. Hy het 'n hele klompie publikasies, boeke geskryf. Julle kan dit daarso kry, julle kan daar met hom gesels daaroor ook. Hy's 'n joernalis, hy sal homself beskryf as 'n joernalis, 'n journalist at heart. En hy hou daarvan om na die wêreld te kyk en vrae te vra. En te sê, maar wat is hier besig om te gebeur en wat is God besig om te doen? Mike, verlede jaar het ons jou hier gehad, vir jaar is jy weer by ons, is vir ons 'n voorreg om jou weer te verwelkom. Mike gaan môreoggend is hy in Hoopstad. So die van julle wat Hoopstad se kant toe is, julle kan vir Mike daar gaan luister. En dan môre aand is hy hier by Pelliseer. So julle is welkom om hierso weer te kom luister môre aand as hy hierso is. Mike, baie dankie. Dis lekker om jou te verwelkom weer eens in die Vrystaat. Nico, baie dankie broers en susters, goeiemôre. Dit is vir my 'n enorme voorreg, Nico, Rikus en almal om weer by u te wees. Lyk my ek kom net Bloemfontein toe as julle my uitnooi, hoor. So dis regtig lekker om hier te wees. Ek het gewonder wat kan ek van George saambring? Toe het ek maar gisterand 'n bietjie reën saamgebring. Ek hoop jy is bly daaroor. Daar's hy. Ja, vriende, my gebed is dat u vanoggend gekom het en ek is altyd, ek is so bemoedig op 'n Saterdagoggend om so 'n groep mense te sien by mekaar om die koninkryk te bedink. En ek sê altyd op so 'n geleentheid, ek is beslis nie hier om u vanoggend te motiveer of mobiliseer nie. Die feit dat u hier is vanoggend sê vir my u is klaar gemotiveerd. Maar my gebed is, broers en susters, dat ons saam as 'n gemeenskap van gelowiges vanoggend die koninkryk kan besin in hierdie seisoen waarin ons lewe. Ek dink hier's 10 teenoor 'n paar boere tussen ons vanoggend en ek is nie 'n boer nie, maar ek weet een ding van boerdery. En dit is die heel eerste komponent vir 'n suksesvolle oes. Is nie saai en ploeg en werkers en nat maak nie, die heel eerste komponent van 'n suksesvolle oes is om te weet wat 'n seisoen ons onsself in bevind. Want jy kan al die regte goed doen in die verkeerde seisoen en jy sal nie 'n oes hê nie. En daarom is dit so belangrik dat ons as Christene saamkom en sê, Here, hierdie seisoen waarin ons lewe,
Hoe bedink ons hierdie seisoen? Hoe kyk ons na die tye waarin ons lewe? Vader, hoe kyk ons na dit wat in Gaza gebeur? Hoe kyk ons na dit wat in Oekraïne gebeur? Hoe kom ons vanoggend, Here, en kyk na ons eie land, in ons eie dorp, in ons eie stad, en sê, Here, hierdie seisoen, hoe bedink ons dit? Kom ons bid saam. Vader, my gebed is dat U in hierdie oggend, Here, ons harte sal kom sag maak. Kom Heilige Gees en kom breek ons harte vir dit wat U hart breek vanoggend. As ons kyk na 'n verlore wêreld en soekende en smagtende siele, mense wat vanoggend uitroep, Here, hoe lank nog? Dat ons vanoggend vir mekaar sal kan sê, Here, ons het 'n rede en 'n doel in hierdie seisoen. Kom breek ons harte, Here, kom bid ek in Jesus naam. Amen. Ons was so 'n paar maande gelede in Libanon, en vriende, ek wil vir julle sê, as jy daar sou staan waar die bomme geval het, as jy in areas in Libanon is 'n unieke land, hy's baie gefragmenteerd, so jy kry jou Christen kwartiere waar die Christene in Libanon woon. Libanon is 'n land met 'n 30% Sunni Moslem, 30% Shia Moslem en 30% Christen. En hulle woon in hulle kwartiere, so jy beweeg nie uit jou kwartiere uit nie. So die Christene is in hulle Christen kwartiere, die kerke is daar, dis mooi, dis skoon. Jy kan letterlik, as jy van die lughawe in Beirut af ry, dan kan jy letterlik sien waar die strate die verskillende areas skei. Dis nogal iets om te beleef. As jy die Shia areas ingaan, dan weet jy jy's in die Shia area. Dis waar Hezbollah gebaseer is. Dis wat Israel bombardeer. En dan is daar die Sunni kwartiere. Nou uit die aard van die saak met Israel wat sy oorlog teen Hezbollah ook voer, net soos teenoor Hamas, is daar gereeld bomme wat val, gisterand weer. In 5 dorpe gisterand het die bomme weer geval. En dis alles Hezbollah kwartiere en sogenaamde Hezbollah wapenareas. En tydens ons besoek daar het ons een van hierdie areas besoek. Dis nogal 'n sensitiewe besoek, maar jy weet, ek wil daar wees, ek wil daar staan waar die bomme geval het. En vriende, ek wil vir julle volgende dit sê. Ongeag van jou politieke oortuiging vanoggend, as jy daar staan, kan jy net huil. Jy kan net huil. Dis areas soos Bloemfontein, waar die bunkerbuster bomme val. 'n bunkerbuster bom val en hy ontplof nie. Hy penetreer die fondamente en dan ontplof hy onder. En almal wat in daai gebou gelê en slaap het of geleef het, daai gebou stort in een soos 'n konsertina. En dit word 'n begrafplaas. En jy staan daar by woonbuurte wat in sy totaliteit verwoes is. En jy weet dat elkeen wat daar gewoon het, is die ewigheid in sonder Jesus. En iets in jou hart breek. Maar dan gaan jy na die Christen kwartiere toe, en die een vroutjie vertel vir ons in die Bekaa-vallei, hulle het 'n Christen skool daar wat onder die Syriese vlugtelinge werk, vertel vir ons dat toe die bomme begin val in die Bekaa-vallei, en die Shia moslems, hulle kan nie eens 'n tassie pak nie, hulle hardloop net. En baie van hulle, al wat hulle kan doen is om in die aande met hulle families op die strate te slaap, het hulle uit die aard van die saak na die Sunni gemeenskap toe gegaan. In die Sunni gemeenskap, die Sunni moslems het vir hulle gesê, jammer Pelle, nie hier by ons nie. As julle hier by ons kom bly, dan val die bomme op ons. Gaan soek 'n ander heenkome. En die enigste uitkoms was vir die Shia moslems om na die Christene toe te gaan en te sê, help ons. En weet jy wat het die Christene gedoen? Welcome. Die een vroutjie vertel, Vera, ons besoek hulle oor 2 weke, hulle hele huis, is seker so groot soos hierdie voorste stuk, hulle hele huis. Hulle 12 Shia families in hulle huis ingeneem. Mense wat hulle nie ken nie, net gesê, kom in, ons sal vir julle sorg. En hulle is Sondag na die kerk toe genooi en het hulle in die kerk geslaap. En die een Shia moslim getuig, toe die bomme val, en niemand ons wou gehad het nie, het ons in die aand, ons skuilplek, onder die kruis gevind. Jo vriende, hierdie seisoen waarin ons lewe, is dit tyd vir die kerk om op te hou, om te baklei oor wie is reg en wie is verkeerd. Dis tyd om ons harte oop te maak in hierdie tyd en te sê, Here, in hierdie seisoen gee U vir ons geleenthede.
Ek wil vir julle sê, ek is nou 50 jaar in sending betrokke. Ek het nog nie die wêreld gesien soos ek hom vandag sien nie. En dan sê Jesus in Handelinge 1, soos ons vanoggend gehoor het, nie julle sal my sendelinge wees nie, nie julle sal my predikante wees nie, julle sal my getuienisse wees. Van hier, van oral, tot oral. Deur almal, tot almal. En vriende, hierdie was nie die laaste opdrag nie. Hierdie was die laaste wens van Jesus. Want die Bybel sê vir ons in Handelinge 1 vers 9, toe hy dit gesê het, daai woorde, is hy in die wolke opgeneem. Dit was sy heel laaste wens, wat hy vir sy kerk uitgespreek het, dat ons in hierdie seisoen, in hierdie tyd waarin ons lewe, in hierdie land waarin ons lewe, in hierdie wêreld waarin ons onsself bevind, dat ons sy getuienis sal wees. En ons praat oor refleksie, that we will display Jesus. Vriende, daar's twee moontlikhede as met 'n refleksie. Jy kan of 'n refleksie wees, of jy kan 'n refraksie wees. 'n Refraksie is 'n refleksie, maar hy is, die Engelse woord is distorted. Jy weet, daai ou kermisspieëls wat jy gesien het, onthou jy dit? Wat altyd so geloop het. As jy so voor hom gaan staan, dan staan jy mos so of jy lyk so, né? Party van ons soek daai spieëls wat so lyk. Dis 'n refraksie, want hy reflekteer, maar dis 'n verwronge beeld. En in hierdie tyd waarin ons lewe, is dit tyd dat ons as 'n kerk Christus sal reflekteer en nie refrakteer nie. Ek wil hier so vinnig saam met my op 'n sendingreis neem, as jy my vir so 'n paar minute sal verdra. Dis 1976. Dis my heel eerste sending uitreik. Ek is 22 jaar oud. Dis die Olimpiese spele in Montreal. Ek is die heel eerste een in my familie, in my uitgebreide familie wat ooit op 'n vliegtuig klim. Die hele familie in Pretoria pak hulle tassies en piknikmandjies en kom saam na die, wat was dit daai jare, Jan Smit, so wat was dit gewees, lughawe toe, want hulle jongste seun gaan op 'n vliegtuig klim Kanada toe, na die Olimpiese spele toe, op 'n uitreik saam met YWAM. Ek is 22 jaar oud. Dit was, ek wil daarom net vir julle sê, dit was nog voor die faksmasjien gewees. Ja, nou lag al die ou mense. Ek is nou die dag by 'n jeugbyeenkoms en ek vertel vir hulle, dit was voor die faksmasjien en hulle almal sit net so vir my en kyk, jy weet. Wat se faksmasjien? Helfte van die groep sê wat se faksmasjien en die ander helfte sê net, kyk net vir my en sê shame oom. Vriende, dit was in die tyd van die rooi gevaar van die Sowjetunie. Onthou jy daai jare? Dit was voor Islam nog op die toneel verskyn het, voor die Iranese revolusie, dit was voor Islam, dit was voor, dit is eintlik dieselfde jaar wat televisie in Suid-Afrika aangekom het. Daai jare. Daai wêreld bestaan nie meer nie. Vriende, daai wêreld bestaan nie meer nie. Die wêreld wat my aan sending bekend gestel het, bestaan in sy totaliteit nie meer nie. Ons kan nie oor sending praat, soos ons 50 jaar gelede gepraat het nie. Ons kan nie. Ons sit nou met AI, ons sit met oorloë wat uit kantore beveg word. 'n Vriend van my sê nou die dag vir my, ek staan by een van hierdie drones, dis nie 'n klein drone nie, vliegtuigdrone, en hy sê vir my, in Amerika is die krisis vandag van 'n militêre soldaat wat in sy kantoor gaan sit, in sy kantoor in Amerika. Hy vat sy kinders skool toe, hy laai hulle by die skool af, hy gaan sit in 'n kantoor en hy vlieg 'n drone in Afghanistan, en hy wis 'n familie uit, en hy maak sy rekenaar toe en hy gaan tel sy kinders by die skool op en vat hulle huis toe. Dis die wêreld waarin ons lewe. AI is besig om oor te neem ten goeie of ten kwade. 40 jaar later wil ek dit terugvat. 40 jaar later, 2016, sit ek in Libanon met 'n groep Syriese predikante. En ek sê vir hulle, die behoefte nog altyd in my kop was gewees, stuur mense. Hoe lyk dit in Sirië,
En die heel eerste ding wat hulle vir my sê is, please don't send people to Syria. We are here. We will do the job. God het ons hier geplaas. Die jaar van kommunisme is verby. Kommunisme is dood. Hy's nie begrawe nie, maar hy's dood. Hy lewe nog in baie lande, maar hy het 'n ander gesig. Wat ons nou sien, het sy gestalte gekry op 11 September 2001, 9/11. Dit is soort van vervolmaak deur die Arabiese lente, wat Islam op 'n heeltemal 'n nuwe golflengte gebring het. Ewe skielik begin moslems vra. Vriende, as ons die dinamika van die Arabiese lente verstaan, binne die Islam geloof vra jy nie vra nie. Nie oor jou leiers nie, nie oor jou politieke leiers nie, definitief nie oor Allah, oor God nie. En met die Arabiese lente, toe Mohammed Bouazizi in Tunesië homself aan die brand steek, en moslems begin wêreldwyd vra oor hulle politieke leiers, en Mubarak word binne 'n week onttroon in Egipte, toe draai Islam so. Toe besef moslems, maar ons kan vra. Ons kan bevraagteken. Ons kan ons politieke leiers bevraagteken. En die wêreld verander. En ons sit vandag in hierdie seisoen, broers en susters. As ek 10 jaar gelede by 'n moslim huis verbygestap het, het hulle vir my weggejaag, want ek sou hulle spasie ontheilig. Vandag as jy in die Bekaa-vallei inloop in Libanon, waar daar 1 miljoen Syriese moslim vlugtelinge is, dan hardloop hulle na jou toe en nooi jou in. En as jy instap, sit hulle alles wat hulle het op die vloer vir jou uit, om saam met hulle te eet. Die wêreld het verander. Hoe benader ons hierdie oral, want die oral tot oral het verander. Die almal tot almal het verander. En al wat hierdie predikant vir my sê is, my brother, we need you. We need you to come and confirm the body of Christ in Syria. We will share the gospel. We will count the cost. We will pay the price. But we need you to be with us. Pionierssending na teenwoordigheidssending. En teenwoordigheidssending is so relevant in Syrië soos dit in Bloemfontein is. Van oral tot oral. Dis die seisoen waarin ons lewe, broers en susters. 2017 gaan ons Syrië toe. En my hele denkpatroon oor die evangelie, oor sending, verander. Broers en susters. Die eerste ding voor ons gaan, sê die predikant vir ons, wat saam met ons reis, kry vir jou een van daai swart hemde in wit collars, daai dog collars, sodat die mense in Syrië kan sien jy's 'n Christen. Ek sê vir hom, my broer, ek vertrou jou, maar dit klink nie vir my reg nie. Die laaste ding wat ek wil doen in Syrië waar ISIS opereer, is om soos 'n Christen te lyk. Ek weet jy glo in die beginsel van martelaarskap, maar ek is nog nie reg daarvoor nie. Hy sê, my brother, just do as I tell you. Buy a shirt, get a dog collar, look like a Christian. Ek sê, only because you tell me, my brother. En ek gaan koop wragties vir my een van daai swart hemde, daar by 'n katholieke winkel in Bellville, en ek sit vir my 'n dog collar aan, en ons klim in die kar, en nou ry ons. Nou ry ons van Beirut, Damascus toe. En broers en susters, nou sit ek agter in daai kar, dis in die middel van die oorlog. ISIS is operatief. Bashar al-Assad is operatief. Enige iets wat suspicieus lyk, die een broer sê vir my, just don't look suspicious. Ek sê, I'm dressed like a Christian, I look suspicious. Nou sit ons agter in die kar, nou kom ons oor die grens, jy kom by die heel eerste padblokkade, as jy oor die grens ry van Libanon af in Syrië in, en daar staan hulle, by die padblokkade, staan die Bashar al-Assad se manne met hulle AK-47 jong soldaatjies, moslems. En toe ons stop, dis so agter 'n ry karre, elke kar word oopgemaak, elke kar word deursoek, agter, voor, engine, alles, dis oorlog. En toe hulle by ons kom, hierdie soldaatjies, toe kyk die predikant vir hom en sê, ja Habibi,
vergeet ek nou die woord. Hulle is Abuna Yaknisa, hulle is vaders van die kerk. En die ouetjie staan so terug en hy sê, ja, Ahlan wa sahlan, welcome, go, julle. En ek sit agter in die kar, ek dink, ek weet presies wat nou gaan gebeur. Hulle gaan nou die volgende padblokkade bel, en as ons daar kom, is dit nag. Broers en susters, 75 padblokkades, ek het hulle getel. 75 padblokkades. Het hulle ons nie een keer gestop nie. Wel, ek moet daarom net sê, hulle net voor ons Aleppo aangekom het. Op ons laaste padblokkade voor Aleppo, nou by hierdie tyd raak ons nou heel rustig agter in die kar. Stop ons oukies met hulle masjiengewere en die predikant kyk vir hom en sê, Abuna Yaknisa, can we go? En die oukie kyk hom so en hy druk die geweer so in die venster in en hy sê, no, first, you pray for me. Jeug my broers, my susters, die predikant gaan haal daai gebed by Genesis. En hy bid die hele Bybel deur tot by Openbaring. Hy bid vir vergifnis, vir redding, vir salvation, vir ek het later, ek dink broer sê net amen, asseblief laat ons net kan ry. En toe hy klaar gebid het en hy sê amen, hy sê can we go, toe sê die ou vir hom, no, you pray again. Jo broers en susters, ek vra na die tyd vir die predikant, why? Hoekom stop hulle ons nie omdat ons Christene is en hulle stop hulle mede-moslems? Hoekom sê hulle vir ons welcome en waai ons deur sonder om die kar oop te maak? Hy sê, my brother, because the church in Syria remained neutral. They didn't choose sides, so people trust them. Ja. En ek dink Here het ons in hierdie land kant gekies. Het ons neutraliteit prysgegee ter wille van politieke oortuigings. Het ons kant gekies vir Israel of vir Palestina. En ek sê dit nou op so 'n manier, nie omdat dit minimaliseer nie, maar om te sê, Here, ons is vredemakers. Ons staan saam met die gebrokenes aan beide kante. Ons staan saam met die stikkendes wie se families ontvoer is en die wie se families dood is. Ons staan in hierdie tyd, Here, as kinders van God, soos Jesus sou gestaan het en geween het, ongeag by wie dit is. Broers en susters, hoe kyk ons in sending na hierdie tyd? Hoe kyk ons in hierdie tyd waarin ons lewe? Wat is ons vertrekpunt? Hier op ons voorstoep, of in Gaza, of in Oekraïne, of in Syrië, of in Libanon, of waar dit ook al mag wees. Ek wil graag sommer vanoggend iets na u bring, en ek weet dit is bietjie swaar vir 'n Saterdagoggend, maar ek noem dit anamorfiese Christendom. 'n Anamorfiese uitkyk. En ek wil hê u moet dit net mooi verstaan, die woord, ek weet nie hoeveel van julle het al die woord gehoor nie. Ana beteken weer en morfies om te verander. So, anamorfies beteken basies om onsself te reposisioneer, sodat ons anders na die wêreld kan kyk. As Christene moet ons na die wêreld kyk soos dit nie is nie. Want die res van die wêreld kyk na die wêreld soos dit is. Almal kyk na Gaza, na wat gebeur. As Christene moet ons onsself reposisioneer, sodat ons deur die lense van God kan kyk en anamorfies kan kyk. As ek vir jou 'n voorbeeld kan gee, hoeveel van u was al ooit gewees by die Nelson Mandela Capture Site, net buite Howick? Hoeveel van u was al daar gewees? Jo, u moet gaan kyk, daar's hy. Die van u wat nog nie daar was nie, dis regtig die moeite werd. Dis nie so ver hier van Bloemhof nie, by Howick. As jy verbyry op die hoofpad, verby die monument, dan staan daar 50 pale. Hulle is so 6 meter hoog. En dit lyk, jy sien net 50 pale, dit lyk simpel. En jy dink, wie in jou regte verstand sou so 'n monument vir Nelson Mandela gemaak het? Dit maak geen sin nie, dit is chaoties. Dan ry jy in, en dan parkeer jy en jy stap met 'n paadjie af. En soos jy jouself reposisioneer, begin daai pale so half agter mekaar inskuif. Dis nie die pale wat skuif nie, dis jy wat skuif.
En as jy op een baksteen gaan staan, gaan kyk bietjie op YouTube, want jy sal dit daarso sien. As jy jouself posisioneer op een baksteen, dan is al daai pale so agter mekaar, dat dit die perfekte gesig van Nelson Mandela is. Dis 'n anamorfiese beeld. En dit beteken, dit is Romeine 12 vers 2, as ek dit vir so kan stel. Waar die Bybel sê, Romeine 12 vers 2 sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Dis biomorfies. Jy praat soos almal, jy kla soos almal, jy praat oor die regering soos almal, jy kla oor jou president soos almal, jy is biomorfies, daar's geen verskil tussen jou en die res van die wêreld nie. Maar, sê Romeine 12 vers 2, word getransformeer. Dit is metamorfies. So ons moet van biomorfies na metamorfies verander, laat ons anders lyk, laat ons anders praat, dat mense anders na ons kyk, soos in Sirië, en dit gebeur, sê Romeine 12, deur die vernuwing van jou denke. Met ander woorde, hierbo moet iets anamorfies gebeur. Ons kan nie in hierdie wêreld 'n verskil maak as ons biomorfies is nie. Ons moet 'n anamorfiese vernuwing deurgaan. Tik bietjie die woord in op Google, gaan speel bietjie. Jy kry die mees amazingste beelde, anamorfiese beelde, van beelde wat so chaoties lyk dat dit geen sin maak nie, en dan mense wat hulle self reposisioneer. En dan sien jy 'n ander prentjie. Broers en susters, hoe gebeur dit? Eerstens, en ek het nie baie tyd nie, so ek wil net sê, eerstens hang dit af van jou posisie, waar jy staan. As ons wêreldgebeure vandag bekyk, uit 'n wêreldse perspektief, het ons geen antwoord nie. As ons na ons eie land kyk, soos al die ander mense in Suid-Afrika, het ons nie 'n antwoord nie. Maar vriende, as ons as gelowiges onsself reposisioneer en ons staan op een baksteen, en daai baksteen se naam is verlossing. Verlossing. As ons vandag na hierdie wêreld kan kyk deur die brille van verlossing, lyk alles anders. As ons vandag, jy moet my verdra vanoggend, hoor, dis Saterdagoggend. As jy na Julius Malema kyk, deur die brille van verlossing, dan lyk alles anders. Is dit harde woorde daai? Want broers en susters, dit is tog waartoe ons geroep is as kinders van die almagtige God en Vader wat sy eniggebore seun gestuur het. As ons anders na dinge kyk, dan verander dinge. En as dinge verander, verander ek. En as ons in hierdie wêreld 'n verskil wil maak, as ons 'n refleksie wil wees, as ons wil sê almal tot almal en oral tot oral, as ons na die mense in ons land kyk wat van ander lande af 'n heenkome kom soek. En ons sê, Here, kom help my om met vernuwe denke te kyk. Ons sê gisterand vir mekaar terwyl ons praat, die grootste geleentheid wat hierdie generasie nog gehad het om vrede en hoop te verkondig was met COVID-19. Want dit was nie streeksgebonde nie, dit was wêreldgebonde. Die hele wêreld, meer as 7 miljoen mense waarvan ons weet is dood. Jy kan dit seker vervierdubbel met mense wat ons nie van weet nie. En wat het die kerk gedoen? Ons het baklei oor maskers. Ons het baklei oor inenting. Ons het baklei oor 5G. Broers en susters, ons kan nie in hierdie geleentheid dit bekostig, of in hierdie seisoen dit bekostig, om die geleenthede mis te kyk nie. En dit gaan ons net sien. En hoor my hart vanoggend, broers en susters, dit gaan ons net sien as ons anamorfies onsself reposisioneer en deur God se lense en God se brille kyk na ons eie land en na hierdie wêreld. Tweedens, ons perspektiewe. Dit wat ons sien. Broers en susters, u en ek vanoggend wat hier sit, se perspektiewe word gevorm deur ons kultuur en deur ons ervarings.
Elkeen van ons wat hier sit vanoggend het 'n narratief wat ons glo. Elkeen van ons wat vanoggend hier sit, ek dink as ons met mekaar begin gesels, gaan agterkom ons narratiewe verskil geweldig baie partykeer as dit oor Gaza en Israel of COVID of wat ook al kom. Ons het elkeen die narratiewe, we love to love the things we love. And we love to read the things we love to read. Maar broers en susters, ons moet partykeer bereid wees om ons perspektiewe so bietjie buite ons kulturele grense te gaan toets. Dis vir my openbaring om in die Midde-Ooste te reis. Om in Sirië by mense te sit en te sê, vertel vir my julle ervaring van 14 jaar oorlog. Julle belewenis van Jesus as die bomme val. Jou vriende, as ek vanoggend vir u moet sê in Gaza, ek kyk nou die dag bietjie sommer so terloops. Mossel Bay het 'n populasiedigtheid van 48 mense per vierkante kilometer. Gaza op die oomblik, nadat Gaza stad ingeneem is en die hele populasie in 'n 12de van die land inforceer is, het 48.000 mense per vierkante kilometer. 48.000 mense, een toilet vir 2.000 mense. As jy eers 'n kilogram suiker kan koop, dan kos dit jou R3.000. En ek dink, Here, hoe sal ek die wêreld beleef? Hoe sal ek my familie beleef? Hoe sal ek godsdiens beleef as ek daar moet sit? En dan laastens vanoggend, broers en susters, ons praat van jou posisie, jou perspektief, en dan praat ons van jou wêreldbeskouing. En hierdie is my so krities belangrik, dat u en ek sal weet, u en ek, kyk na hierdie wêreld deur brille. En daai brille bepaal wat ons sien. En iemand het eendag gesê, ons sien nie dinge soos dit is nie, ons sien dinge soos ons is. En dit is so belangrik vanoggend, dat as u en ek na hierdie wêreld kyk, dat ons Christus se brille sal opsit, en sy wêreldbeskouing ons wêreldbeskouing maak. In hierdie wêreld vandag is daar basies 3 wêreldbeskouings. Vir die westerse gemeenskap is dit reg en verkeerd. Alles is reg en verkeerd. As ons kyk na die Midde-Ooste, is dit eer en skande. Alles draai om eer en skande. In Afrika is dit mag en vrees. Wees versigtig vanoggend, broers en susters, as ons na hierdie wêreld kyk, dat ons nie deur ons politieke, ons Afrikaner, ons blanke brille sal kyk nie. Maar dan u en ek deur die reddingsbrille van Jesus Christus sal kyk, dat ons vanoggend sal besef, elke lewende wese op planeet Aarde is 'n beelddraer van God. Dis wat die Bybel vir ons sê. En as ons dit kan raak sien in mense, een van my beste vriende, Daniel Shaiste, een van die stigterslede van Hezbollah in Iran. En as ek na sy storie luister van hoe Jesus hom kom uithaal het uit die donkerste gat, dan weet ek in hierdie wêreld is daar nie een persoon wat onredbaar is nie. Anders te maak ons die kruis nietig. En dat ons vanoggend vir mekaar kan sê, broers en susters, kom ons kyk anamorfies na oral en na almal. Kom ons posisioneer onsself en staan op 'n reddingsbaksteen en sê, Here, in ons taak is een taak om te getuig van 'n God wat my kom red het. En dat ons in hierdie tyd, broers en susters, onsself nie net sal posisioneer nie, maar ook ons perspektiewe sal kalibreer met die perspektiewe van 'n God wat die wêreld so lief gehad het, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Amen. Dankie, Nico. Mike, baie dankie. Ons gaan 'n oomblik vir vrae gee. Kom ons ter wille van almal wat moet hoor, dat ons net so 'n hand opsteek sal kry en vat maar die mikrofoon by my of by Rikus daai kant. En ja, dat ons hoor en dan ons neem dit ook op, so dan is die vraag ook baie duidelik op ons opname. Vra, kom ons, u kan my hand opsteek en dan kom ons gou dan na u toe.
Nee, daar moet 'n vraag wees. Nico, hulle het of alles verstaan of niks verstaan. Of niks verstaan nie, Mike. Ek dink dit is dalk een van die Mike, okay, wag. Kom ons gee vir Frikkie daar kans. Mike het nou genoem van die ouens wat sê ons het julle nodig. Ja. Maar in dieselfde asem moenie kom nie. As jy so 'n bietjie kan Ja. uitbrei oor dit. Ek dink dit gaan oor bemoediging Ja. en dat hulle weet Ja. hulle is nie alleen nie, neem ek aan nie. Ja, nee, miskien ek het myself verkeerd uitgedruk daar, Frikkie. Die behoefte is definitief kom, asseblief kom. Maar ek dink die boodskap is daar, ons, die Here, jy weet die hele almal het gegroei. So dit is vir ons verstommend om te sien hoe die plaaslike getuienis in alle lande het nou uitgebrei en daar is nou plaaslike getuienis. So wat die predikant in Sirië vir my sê is, julle hoef nie meer te kom om die evangelie te verkondig. Die Here het ons nou hier geplaas, maar ons het julle nodig om die liggaam van Christus te kom bevestig, ons te kom versterk en ons te kom bemoedig. Ek het saam met 'n predikant in Bhutan gesit. Nou Bhutan lê daar in die Himalayas en was op 'n stadium jou mees onbereikste land in die wêreld. En ons het daar met die hoof van die evangeliese kerk gesit en ons het vir hom gesê, my brother, can we send missionaries? En sy reaksie was, God forbid. En ek was, joh my broer, my hele 50 jaar van teologie is jy besig om nou hier in die drein af te spoel. Why do you say that? And I say, do you speak Zonka? I said, my brother, I can probably learn it. It's going to take some time. I said, do you know Buddhism and the evil of Buddhism? I said, sure, my brother, I didn't grow up with it, but I can probably try and find it on Google. I said, have you ever been persecuted? Yeah, I've been serving the persecuted church, but never to the... I say, my brother, let us do the job. I know the language, I know the culture, I know the people, I know the worldviews, I know Buddhism, I know persecution. Let us do it, but we need you to come and strengthen us. Come and encourage us, come and build us up. But we will do the job. En ek dink daar is definitief nog plekke vir pioniersendings. Daar's geen twyfel nie. Ek weet in die areas in Japan waar daar gewerk word, die onbereikte mensegroepe het nog 'n behoefte aan pioniersendings. Maar dan besef ek ook die wonderlike ding is dat baie van hierdie onbereikte groepe is op ons voorstoep vandag. Die Somalies in Bellville, een van jou grootste gemeenskappe daar in Parow. Is jou Somalies wat nie die evangelie in hulle eie land kan hoor nie, en nou die Here hulle hiernatoe gestuur. So ja, nee, as ek myself kan duidelik maak, daar is 'n behoefte aan pioniersending nog steeds, maar daar is ook 'n behoefte aan mense om te kom en te versterk en te gaan. Daar's definitief die opdrag is nog steeds gaan, nog steeds. Die opdrag is nie kom terug nie, die opdrag is gaan. So baie van ons gaan, party van ons kom terug ook. Ons ook dankie Frikkie. Nog 'n vraag. Ek is 'n ouetjie wat heelwel YouTube video's kyk, maar met deesdae met AI en al daai goed, jy kan omtrent niks meer glo nie, so ek kyk dit altyd met 'n knippie sout. Maar wat ek die laaste ruk wat vir my wonderlik is, maar ek weet nie of die waarheid is, ek wil nou by jou hoor wat die waarheid is. Hoe die Christendom in Iran en Indië en daai lande verskriklik toeneem, hoe die moskeeë toemaak en al daai tipe dinge. Is dit die waarheid of is dit gefabriseer? Ja, daar is definitief. Kom ek stel gou so, dit is nogal 'n paar baie interessante feite daai. Die land waar die kerk per capita die vinnigste groei is Iran. Dit is 'n geheime kerk. Ek was self in Iran, so ek het dit beleef, ek kan getuig daarvan. Ons praat op hierdie stadium hulle konservatief. Dis baie moeilik om te bepaal want ons praat van 'n geheime kerk. So jy weet nie regtig wat die regte getalle is nie, maar volgens die getalle wat ons van kerkleiers kry ons op hierdie stadium die getalle van 'n ondergrondse kerk, geheime kerk, van omtrent 2 miljoen lidmate in Iran. So Iran is dit is 'n feit dat Islam is besig om te verklein. Die mate van moskeeë wat toemaak is bietjie oordrewe. Maar dit is beslis waar dat die kerk groei geweldig. Dan kan ek vir jou hierdie vraag ook vra. Wat 'n kerk per capita, dit sal julle nou, ek weet nie of ek dit laas keer genoem het nie. Wat 'n kerk per capita, ek dink ek het dit laas jaar genoem, per capita, en hy stuur die meeste sendlinge. Dit was voor die oorlog en dit was Palestina gewees. Palestina met sy klein kerkie het die meeste kruiskulturele sendlinge uitgestuur. So dis 'n belangrike punt wat jy maak, want dit sê ook vir ons die hele geesteswêreld is besig om te draai. Die kontinent waar Christene die meeste groei is Afrika.
So ons kyk na oor 25 jaar, gaan 50% van alle Christene wêreldwyd in Afrika woon. Ons is deel van Afrika. Dit is opwindend. Maar met dit, skuif daar 'n wêreldbeskouing en teologie saam. So dit, jy weet as jy in Midde-Ooste toe, as jy in die Weste is, dan sê jy, Jesus het vir jou sondes gesterf. As jy in die Midde-Ooste is, sê jy dit nie. Want daar is nie 'n begrip van sonde nie. So in die Midde-Ooste, wat deur brille van eer en skande kyk, sê jy, Jesus het vir jou skande aan die kruis gesterf. In Afrika, wat alles gaan oor mag en vrees, en dit is voorvaderaanbidding en alles wat daarmee gepaard gaan, sê jy ook nie, Jesus het vir jou sonde gesterf nie. Jy sê, Jesus het die dood oorwin. En Jesus het die ander gode oorwin. So die manier hoe jy die boodskap, dieselfde boodskap oordra, gaan ook in hierdie tyd dramaties verander. En as kerk moet ons maar redelik bewus wees daarvan. Ja. Nog 'n vraag. Agterste. Net 'n vinnige opvolgvraagie. Ekskuus. Is die moeilikste sendingveld nie in Europa nie? Ja, Dit voel ja, vir ja. my so. Ja, nee, jy slaan die spyker op die kop, hoor. Die moeilikste sendingveld raak nou Europa, en vir die spesifieke rede omdat hulle dink hulle ken God. Mense wat hulle afhanklikheid van God besef in die moslimwêreld in Gaza. In Gaza roep almal vandag uit tot God. Almal. In Europa nie, want hulle dink hulle het hom nie nodig nie. So ja, baie. Daar's 'n jong laaitjie daar agter. Ek wil sy vraag hoor. Wat is skande en eer? O, skande en eer. Wat is skande en eer? Ja, dis 'n baie belangrike vraag, né? As ons sien, as mense skaam voel, né? Soos ons sien Adam en Eva, toe hulle van die vrug geëet het hulle skaam gevoel en hulle het weggekruip. Dis 'n gevoel wat baie mense in die Midde-Ooste het, as hulle daai skaamgevoel kry, dan oorheers dit alles. So baie keer sal, as 'n jong seun soos jy byvoorbeeld in 'n moslimfamilie tot bekering kom, sal hulle die seun doodmaak. Nie omdat hulle nie lief is vir hulle kinders nie, hulle is so lief vir hulle kinders soos ek en jy. Maar daar's een ding wat groter is as liefde, en dis skande. Want daai seun het dan 'n skaamte gebring oor die familie, oor die gemeenskap en oor hulle geloof. En dit is groter as liefde. So, eer is as iemand kan sê, ek het opgestaan vir my geloof, of ek het gesterf vir my geloof. Dit is hoekom martelaarskap so groot is in die Midde-Ooste ook, want dit gee daai gevoel van eer vir die godsdienst en eer vir die gemeenskap. So dis iets, as dit jou skaam laat voel, is dit skande. Maar ek is dit amper soos iets soos teleurstel, dat hulle die kind sal doodmaak omdat hy die familie teleurgestel het. Ja, as dit teleurstel en as jy in die winkel ingaan en jy steel ietsie, dan gaan jy jou ma en pa baie skaam laat voel oor wat jy gedoen het, né? En dis 'n skande. Teleurgesteld en skande. Daar's nog een vraag, dankie. Mike, ja, ek sukkel om te dink, hoe moet ek my vraag eintlik ook regtig stel, en dit is ook, soos jy nou so suideling so amper hier by Malema gegaan het, dis die moeilike, dink ek, op hierdie stadium, en ek dink veral in hierdie tyd nou, ja, daar's 'n redelike, aan die weste kant van, om vir Christendom om op te staan eintlik vanuit 'n magsposisie uit, vanuit 'n politieke magsposisie, en die hele Amerikaanse politiek om te sê, maar ons as Christene staan op vir dit waarin ons glo. Teenoor, en ek dink nie dit is heeltemal dit wat jy sê met hierdie anamorfiese, dit is miskien meer uit 'n swakheidsposisie uit 'n vulnerable posisie uit. Ja, maar ek meen aan die een kant voel ons baie saam met, ek meen ons almal is saam meegevoer met hierdie Charlie Kirk se dood en nou voel, maar nee, nou moet ons nog sterker opstaan in daardie opsig. Ja, dis soos jy sê, ek sukkel om te weet hoe my vraag te vra, maar ek dink waar staan, hoe is hierdie anamorfie? Waar staan ons in terme van hierdie beweging van ons as Christene wil eintlik maar met mag diep of deur sterk op te staan terugvat wat aan God behoort. Ja, dis natuurlik heeltemal onbybels, né? Ek sê dit nou baie blaatant vanoggend om te sê ek gaan opstaan vir my geloof is onbybels. As ons primêre voorbeeld is Jesus Christus. Ons het net een voorbeeld. En dis Jesus Christus. En hy het afgebuig en hy het gekom om te dien. En hy het die heerlikheid van God laat deurskyn deur sy diensbaarheid. En laat hy ek het nou net 'n boek klaar geskryf oor Levi, die tollenaar.
die uitgeworpene, die een wat ons as Christene vandag sal sê, asseblief, jy moet eers tot bekering kom voor jy hierin kom. Die een wat ons sal kyk en sê, daai ou, hy is deel van die woke beweging, nee, hy is deel van daai groep wat ons nie regtig oor praat nie. En dan wat doen Jesus? Hy stap verby en hy sê, volg my. Dis al wat hy sê. Dis al wat hy sê, volg my. En Levi los alles en hy word Matteus. There was a sense of belonging before believing, en ek sien dit in die Midde-Ooste baie. Ons het in die Weste het ons believing before belonging. So if you believe like me, you can belong to the same group I belong to. In die Midde-Ooste het come, you can belong before believe. As ons praat van mag, as ons praat van die evangelie deur mag, of vrede deur mag, nee, dit is net aan jou. Peace through power. It will never last. Jesus se vrede kom in 'n verhouding met hom. Dis 'n hele dag seminaar wat jy nou aanspreek hoor. Maar die realiteit is, as Christene is ons geroepe tot 'n ander gees. Met ander woorde, ons bring die evangelie deur diensbaarheid. Ek sê gisteraand vir Nico, ek het Brian Zand gaan lees bietjie 'n artikel, dis op my blog ook, julle kan daar gaan kyk, oor reading the Bible upside down. Ons gaan net die Bybel verstaan as ons op ons kop staan en dit lees. Want die hele Bybel is die teenoorgestelde van hoe ons as mense die wêreld sien. Jesus het gekom as dienskneg, nie as heerser nie. Hy het Jerusalem ingekom met donkie, nie met 'n wit perd nie. Hy het op die kruis gesterf as 'n martelaar, nie as 'n oorwinnaar nie. We turned the gospel into triumphalism instead of servanthood. Vriende, ons moet heeltemal anamorfies begin kyk na hierdie wêreld waarin ons lewe. Die oorwinning in Christus sal kom deur diensbaarheid van die kerk. Ek is heeltemal gekant. Ek sê dit nou baie duidelik hierso vanoggend. Dan iemand soos Charlie Kirk wat die waarheid verkondig het, maar die hart van die waarheid prysgegee het. Christus het gekom om te sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Met ander woorde, wat ons ook al sê, moet met die gees van Christus verkondig word. Nie net met die letter van die woord nie. Ek weet, ek trap nou baie tone, maar hoor my hart, as ek in my 50 jaar van sending, kyk na hoekom groei die kerk in Iran? Want die kerk is diensbaar. Hoekom groei die kerk in Sirië? As jy in die Baptiste kerk in Sirië instap, dan kan jy nie inkom nie. Want die mense sit die voorportaal so vol, al wat die predikant vir my sê is, gee net vir my 'n televisie asseblief, dat ek dit buite teen die mure kan sit, sodat mense wat nie in my kerk kan inkom nie, buite kan staan en kyk. Hoekom? Diensbaar. Nederig. We've become more obsessed with being right than being kind. And we've lost our witness. We haven't lost the truth, but we've lost our witness. We defend the truth, and we lose our witness. En ons moet opstaan vir die waarheid, maar ons moet opstaan op so 'n manier soos Christus opgestaan het, in defense of the weak, in defense of the sinners. Sjoe vriende, ek is op die klop 10:00. Ons kan later weer verder vra, en as jy 'n appeltjie met my te skil het, kom doen dit daar by die boektafel en dan koop jy 'n boek, hoor. Dankie. Ja, ek en Mike het net ons hiernatoe gery het gepraat en gesê, ja, ons weet nie of jy vir Charlie Kirk 'n martelaar kan doen. Want dit trek 'n streep deur ouens wat in die vervolgde kerk regtig martelare is. Ja, ek wil net iets daarop sê, Ja, asseblief. Nico, ek weet die tyd is klaar, maar ek het 'n artikel daaroor geskryf, want vir 50 jaar al dien ek Christene wat gemartel is, en familielede afgestaan het aan 'n marteldood. En ek kalibreer. Charlie Kirk, ek wil dit baie duidelik sê, en ek praat nie oor hom nie, maar ek praat oor die terme wat die gebruik, wat na hom verwys. Was nie 'n martelaar nie, want hy het nie in 'n empire gewoon, wat teen Christendom is nie, en hy het nie 'n emperor gedien, wat teen Christendom is nie. So ek gaan lees gerus my artikel, maar ek wil dit net baie duidelik stel, want ek dink ons as Christene misken ons baie keer terminologie, and by doing that we nullify those who are really martyred for the sake of Jesus.
ons begin 'n Saterdagoggend baie kontensieus. Maar nou, Dankie Mike. al wat ek wil hê is ons moet dink. Hande klap vir Mike. Baie dankie.